Ja, is lekker om vir pastoor ook te kan preek vanaand. Nee, maar is regtig vir my, is vir my 'n voorreg en 'n eer om dit te kan doen. Ek meen, dit is vir my as 'n kind van God 'n belangrike dag. En ek dink so min mense besef nog waaroor vandag gaan. Ek weet ek by die werk net vir interessantheid, ek laat die mense altyd bid voor ons begin werk. En net so vir interessantheid vra ek so tussen hulle, wie weet wat se dag is dit vandag, gaan julle vanaand kerk toe? En snaaks genoeg nie een het geweet wat se dag is dit vandag en hoekom wil ek nou vandag kerk toe gaan nie. So dit is eintlik hartseer om te sien hoe die wêreld van dit vergeet het en hoe hulle vergeet het waaroor dit gaan en oor Jesus Christus. Mense vergeet eintlik heeltemal van Jesus Christus in hierdie tyd wat ons lewe. Maar as julle julle Bybelsie het, dan wil ek graag vir julle 'n skrif lees waarmee ons kan begin en is Handelinge 1 vers 8 tot 11 wat sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem. Terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. En dit is 'n ding dit is vir my interessant, hierdie skrif wat kom praat oor dit, maar voor ons daar by aangaan, ons het 40 dae terug het ons Paasfees gevier en toe weet almal ewe skielik mos nou weer oor waar dit gaan, want is lekker 'n vakansiedag. Hemelvaart is ongelukkig, het ek vanoggend gelees van 1994 af, nie meer 'n vakansiedag nie, wat hartseer is. En eintlik het ek ook gelees dat, soos ek nou nog sê, Paasfees is ook eintlik nie meer vir die naam Easter 'n vakansiedag, jy is nou blykbaar familiedag. Ek het dit nie eers geweet nie, want ek noem dit nog altyd maar Paasfees. So was nou nogal eintlik hartseer vir my gewees vandag om te gelees het dat in ons wetboek dit nie eers meer Paasfees is nie, maar in elk geval 40 dae terug het ons Paasfees herdenk en toe het ons weer aan Jesus gedink en wat hy vir ons kom bewerkstellig het. En dat hy die dood oorwin het en weer die dood uit opgestaan het en al die wonderlike goed wat Jesus vir ons gedoen het. Maar nadat Jesus uit die dood uit opgestaan het, het hy eers weer vir 40 dae op die aarde gewandel. So as jy vandag 40 dae terugtel, nee, dit is presies toe ons daar by Bronkhorstspruit was, kan jy onthou? Dit is nogal interessant om te doen. Ek het regtig gaan tel om seker te maak, dit is reg, so dit was nou nogal interessant om te sien, dit is regtig 40 dae. En, so ja, dit was nou nogal 'n lekker ene gewees. Jesus het ook voor mense verskyn nadat hy die dood uit opgestaan het, want dit was een van die redes hoekom hy nog 40 dae op die aarde was, en hy het nie net vir Maria Magdalena voor haar verskyn, hy het ook toe aan sy disippels later verskyn, en as ons lees wat Paulus vir ons skryf in 1 Korintiërs 15, het hy vir meer as 500 mense op een slag verskyn. En dit is baie interessant, want nou moet jy jouself vra, hoekom het Jesus dit gedoen? En ek het tot die gevolg terug gekom, sodat daar bewyse kon wees, dat Jesus Christus werklik uit die dode uit opgestaan het. So daai 500 mense het ook die opgestaande Christus gesien. En ek glo ook, ooggetuienisse speel 'n belangrike rol. Jesus het dit opsetlik gedoen. Want ek meen, as jy nou self hof toe gaan met 'n hofsaak, wil jy altyd kyk of jy nie 'n getuie kan saamvat nie, 'n ooggetuie. Ek meen, dink net jy's nou in die hof, waar's 'n saak en daar's 500 getuie. Ek dink daai saak gaan vas staan. Of dit nou 'n kar ongeluk was of iemand en daar's 500 getuie wat dalk nou in jou guns getuig en sê, ja, daar's 500 mense, ons gesien, daai ou het voor daai ou ingery. Ek meen, hoe gaan jy 500 mense se ooggetuie weerstaan? Ek meen, of weerspieël, of wat ook al jy het sê, jy kan nie daar teen praat nie. Dit is absoluut wonderlik, en dis 'n ding wat mense besef het, baie mense wil Jesus Christus so baie ontken deesdae.
Maar nou probeer hulle sy goddelikheid wegvat, want hulle kan hom nie ontken nie, want te veel mense het hom gesien. Want Jesus Christus is nie net in die Bybel opgeteken nie, daar's bronne buitekant die Bybel wat Jesus Christus opgeteken het. So hulle kan nie die bestaan van Jesus Christus ontken nie. En daai boeke, dit is eintlik nou interessant dat ek nou hieroor praat, maar nou, ek het eintlik in die week 'n video ook gekyk daaroor wat hulle al hierdie skrifte uitgehaal het uit ander dokumente uit wat historiese mense en allerhande mense geskryf het, wat nie almal op altyd erken het as God nie, maar hulle het hom erken as 'n wonderwerkwerker of iemand wat wonderbaarlike tekens verrig het. So niemand kan ooit daarteen, al het hulle nie in hom geglo as die God nie, maar dit was soos in vandag se tyd waar dit ongelowige mense was, maar hulle het hierdie man gesien en gesien wat so goed hy doen, en hulle het erken dat hy gekruisig was onder die hand van Pontius Pilatus. So hulle kan nie Jesus Christus ontken nie. En dit was vir my so wonderlik gewees. Maar ja, kom ons gaan weer 'n bietjie hier aan. Jesus het ook nog iets belangrik gedoen voor hy opgevaar het. Jesus het aan sy disippels beveel en 'n groot opdrag gegee om uit te gaan en die evangelie te gaan verkondig en disippels te gaan maak van alle nasies, volke en tale. Dis nie al nie, hulle moes hulle doop en hulle moes hulle leer. Wat moes hulle leer? Om alles te onderhou wat Jesus Christus hulle beveel het om te onderhou. Nou dit is vir my so 'n mooi ding, dit is een van die laaste goed wat Jesus Christus gedoen het op aarde. Hy het sy disippels toegerus en 'n opdrag gegee wat hulle moes gaan uitvoer het. En dan is daar net so gedagte wat ek selfs julle en die mense wat hier wil kyk mee moet nalaat, want dis iets wat ons ook baie sê van Matteus 28. Hoeveel van ons in vandag se lewe doen dit nog? Hoeveel van ons is nog gehoorsaam aan Jesus Christus se laaste woorde hier op aarde toe gesê, gaan uit en maak disippels van alle nasies, volke en tale. En ek dink ons skiet so tekort as Christene in geheel van dit. Nie net 'n kerkie, maar ek dink die hele Christendom skiet so tekort aan dit. Mense worry te veel miskien wat ander van hulle dink. Maar ja, was nou my kort inleiding gewees. Nou gaan my preek begin. Nou is ek opgewarm. Ek hoop julle het kos in die oond nie. Maar ja, dit is my kort inleiding nou vir die hemelvaart en dit is hoekom ons vandag hier is om hemelvaart te herdenk en mense moet dit besef. Maar hoekom herdenk ons hemelvaart? Hoekom is dit nog belangrik vir kinders as God, het ek myself begin vra? Want ek dink mense besef dit nie meer nie. En dis een van die vrae wat ek myself gevra het, hoekom moet ons dit dan nou nog doen en herdenk as kinders van God? En die eerste een wat ek aan gedink het, toe Jesus teruggekeer het na die hemel, was dit 'n triomf gewees, dit was oorwinning gewees. So dis ook 'n rede hoekom ons dit moet herdenk. Want dit wys dat Jesus sy aardse missie voltooi het en ook eens en vir altyd die prys betaal het, eens en vir altyd reggemaak het vir sonde, eens en vir altyd die dood oorwin. Daar is geen meer offer nodig vir ons sonde nie. Ek dink die mense besef altyd die impak wat dit is nie. Ek weet nie van julle nie, maar ek is dankbaar daarvoor dat daar geen meer offer nodig is vir ons sonde nie. Ek is nie 'n boer nie. Daai arme voeltjie van Abby sou moes geoffer geword het, want ek het nie diere nie. Ek is so dankbaar dat Jesus vir eens en vir altyd vir ons kom betaal het, dat daar geen meer offers, geen ander offer nodig is nie. Die hemelvaart is ook vir my belangrik, want dit is ook om Jesus se opstanding te bewys. Want Jesus sou nie kon opgevaar het hemel toe, as hy nie opgestaan het nie. So dit is weer eens 'n bewys dat hy werklik uit die dood uit opgestaan het, en dat hy die dood oorwin het. Dit is 'n baie belangrike een, dat hy die dood oorwin het. En besef julle wat dit beteken, sonde het nie 'n houvas op ons nie, omdat Jesus ons ook vrygekoop het van sonde. Sonde kan ons nie meer vashou nie. Ons is vrygekoop, ons is losgemaak van dit. Soos wat pastoor Sondag gesê het, ons is nie meer 'n slaaf van sonde nie. Ek hoop julle het opgelet, ons is nou die slaaf van geregtigheid. Ons is nou nie meer slaaf van sonde nie, as gevolg van Jesus Christus se prys. Dit was vir my so mooi dat pastoor se preek ook nou weer hier moes inkom. En die ding is, ons moet opgewonde wees, omdat sonde nie meer 'n houvas op ons het nie.
Want dit beteken, dit kan ons nie meer beheer nie, en omdat ons nou nie meer kan beheer nie, kan ons nou volgens die Gees lewe. Ons kan nou vir die Heilige Gees luister, die Heilige Gees toelaat om ons te lei en sy wil te volg, en nie meer sonde en ons eie wil nie. En daar is nou meer geen veroordeling vir ons verlede nie, en ons hoef nie meer skuldgevoelens te hê vir dit wat ons in die verlede gedoen het, want Jesus Christus het ons kom vrykoop, het ons vrygemaak daarvan, ons hoef nie meer sleg te voel vir ons verlede nie, of 'n skuldgevoel te hê nie. Die hemelvaart van Jesus het sy verheerliking ook gemerk, waar hy nou aan die regterhand van God die Vader is, en as Here regeer. 'n Interessante ding wat ek gelees het, terwyl ek hierdie preek voorberei het, in die Bybelse tydse tradisie, as iemand aan die regterhand van die koning gaan sit het, was dit 'n magsposisie, dit was iemand gewees wat gesag gekry het en krag gekry het as hy daar is. So dit wys jy die posisie in wat Jesus Christus nou gaan sit het. Hy het nou die krag en die gesag. So hierdie stelling leer vir ons dat Jesus nie net 'n belangrike rol gespeel het, nie. So dan Jesus was nie net 'n persoon wat iets belangrik kom doen het nie, maar hy is eerder die koning van die konings. Hy was nie net 'n profeet soos wat baie hom maak nie. Nee, hy is die koning van die konings. Hy is nie net 'n aardse dienaar gewees nie. En die ding is, nou heers hy oor die hele skepping. En dit is 'n ding wat ons ook moet begin besef. Maar 'n mooi een vir my ook is, Jesus tree ook tog vir ons in as gelowiges by die Vader, want hy is nou ons middelaar tussen God en die mense. Hemelvaart is ook 'n belofte van terugkeer, en dit gee ons hoop om te weet dat Jesus weer eendag gaan terugkom, soos hy beloof het. En geregtigheid en vrede te bring, net sodoende die hele skepping te herstel, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, waar daar geen meer hartseer en pyn gaan wees nie. Ek is nog nie so oud nie, maar ek kan voel die werksbeserings begin my inhaal, so in die koue. So, dit is vir ons hoop, dit is wat ons Christene op hoop, is vir die koms van Jesus Christus. Dit is waaroor ons opgewonde moet wees. Jesus se terugkeer na die hemel het ook die pad voorberei vir die Heilige Gees. As Jesus nie teruggekeer het nie, sou ons nie die Heilige Gees kon ontvang het nie. As ons die Heilige Gees gehad het nie. Ek dink die lewe sou glad nie so maklik gewees het as ons die Heilige Gees gehad het wat ons lei nie. En ek wil vir julle 'n skrif lees in Johannes 16 vers 7 wat sê: "Maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek kom na julle stuur." Dit is baie belangrik vir my, want ek het nou gedink, nou is Jesus nie net meer op een plek op 'n slag as 'n mens nie. Nou omdat die Heilige Gees nou in ons elkeen is, kan hy ook gelyktydig by ons elkeen wees. Hy's nou nie meer beperk soos 'n mens toe hy 'n mens was, wat hy, as hy in Jerusalem is hy net in Jerusalem nie. Deur middel van die Heilige Gees is hy nou by ons elkeen teenwoordig. En hy kan ons bekragtig. En hy kan met ons werk en met ons gesels en 'n verhouding hê met ons. Dit is ook belangrik want die Heilige Gees het ons as gelowiges kom toerus. Nie net soos op Pinksterdag toe die Heilige Gees op die disippels uitgestort is. Net soos het die Heilige Gees ook op ons of in ons kom woon. Net soos wat ons in Handelinge lees op Pinksterdag met die uitstorting van die Heilige Gees. Net so kan ons ook nou die Heilige Gees in ons hê. En net so gee die Heilige Gees ook aan ons krag en moed om te kan uitgaan en die evangelie te gaan verkondig. En 'n ding wat vir my baie mooi is, ons het so rukkie terug daaroor gepraat, oor die gawes van die Gees. En selfs wanneer dit nodig is, kan die Heilige Gees bonatuurlike werke deur ons verrig tot stigting van God se koninkryk. Die Heilige Gees werk ook in ons en met ons. Die Heilige Gees transformeer ons om meer en meer soos Jesus Christus te wees, sodat ons sy beeld en karakter kan uitbeeld in die wêreld. En dit is wat vir my mooi is. Ons is nou weer besig met dieselfde reeks nou weer. Dit is vir my mooi hoe goed uitwerk en hoe die Here met mense werk. Maar dit is belangrik. Kyk julle daarom die ons reeks van die vrug van die Gees.
Nee, dit is belangrik. Dit is belangrik om dit te kyk, pastoor, asseblief, wees daar. Dit is ook die Heilige Gees wat ons lei in waarheid en help in ons alledaagse lewe. Hy is die een wat ons die wysheid, insig en krag gee, en die een wat ons vertroos in moeilike tye, en hy sal ons nooit verlaat nie. Mense is altyd onder 'n wanindruk. God gaan ons nooit verlaat nie. En niemand sal jou ooit uit God se hand uit kan wegruk nie. Weet julle dat Jesus ook gegaan het om vir ons 'n plek voor te berei? Dit beteken dat daar vir my en jou 'n plek is in die Vader se huis. Dis 'n ding wat pastoor ook altyd sê. Pastoor sê altyd, hy hou nie daarvan as mense hom 'n Christen noem nie, want hy's 'n kind van God, want daar's altyd plek vir hom in sy Vader se huis. Net soos met ons kinders, daar's altyd plek vir hulle. Al is hulle uit die huis, ek is seker as pastoor se kind kan terugkom van oorsee af, en hy het 'n blyplek nodig, is hy welkom in sy Vader se huis, en so ook in oom Johan, en almal se huise sal hulle kinders altyd 'n plek hê. En weet julle wat beteken dit, dat ons vir ewig saam met God kan wees, in sy teenwoordigheid en glorie, en elke dag saam met Jesus te kan wees? Ding wat dit vir my wys, dit wys ons kan na 'n persoonlike verhouding met Jesus uitsien, né? Jesus Christus wil 'n persoonlike verhouding met ons hê. Dit is, dink jy daaraan, wat is die punt as ons in ewigheid in die Vader huis moes gewees het? Ons gaan nie net daar sit en net sing, of mense het so wanindruk oor wat eendag daar gaan gebeur. Jesus Christus wil 'n intieme verhouding met ons hê. Ons gaan hom sien, ons gaan tyd saam met hom deurbring. Dit gaan wonderlik wees. Ons gaan nie net daar, mense dink ons gaan net die hele dag so maak. Dis nie wat daar gaan gebeur nie. Mense moet eintlik bietjie hulle Bybels oopmaak en dan gaan hulle interessante goed ontdek. Maar omdat hy opgevaar het, is dit vir my 'n mooi ding. Hoef ons nie te wag vir eendag om 'n verhouding met hom te hê nie. Ons kan nou al 'n persoonlike verhouding met hom hê. En elkeen kan 'n persoonlike verhouding met hom hê, omdat Jesus Christus nou binne ons elkeen ook is. Is hy by ons? Ons hoef net te bid, tyd te maak met hom en met hom te gesels. Mense moet ophou onder 'n wanindruk leef. Jesus Christus is daar, ver weg. Hy's binne ons elkeen. Hier waar ons vandag as die liggaam van Christus bymekaar is, hy is hierso by ons. Hy is hier, ons moet tyd maak, ons kan met hom gesels. Ding wat mense ook nie altyd wil hoor nie, hy is ook God. En is alomteenwoordig. Hy is elke oomblik van elke dag by ons. En ek dink ons moet dit in gedagte hou in ons daaglikse wandel. Nie net met ons doen en late nie. Ons kan in elk geval niks van wegsteek hier. Soveel mense, soos ek nou gesê, dink God is daar. Hy kan nou lewe soos wat hy wil en God sien dit nie, maar God is in ons elkeen en ons kan niks van wegsteek nie. Maar dit gaan nie net oor dit nie, maar ook om te weet dat hy is met ons en ons hoef nie bang of angstig te wees omdat hy saam met ons is nie. En die psalmskrywer sê in Psalm 118 vers 6, die Here is vir my, ek sal nie vrees nie, wat kan 'n mens my doen? Ek wou dit nie gesê het nie, maar dit is 'n ding wat my pa altyd gesê het, hy vrees geen mens nie. Niks sal met hom gebeur as God dit nie toelaat nie. En dit is vir my so 'n ding wat ek ook baie keer oor dink. Dis eintlik so kragtig. En ons hoef geen mens te vrees nie en ons hoef ook nie meer die dood te vrees nie. Paulus sê weer 'n mooi ding. Hy sê vir my is lewe Christus en sterwe 'n wins. Hoe mooi is dit nie? Want Jesus Christus het vir ons 'n plek gaan voorberei. En Paulus het dit geweet, daar's altyd plek vir hom in sy Vader huis. So hy het geweet, as hy tot sterwe kom, gaan dit vir hom winsgewend wees om eerder terug te keer na sy Vader se huis toe. En dan het ek iets baie interessant. Nog 'n mooi ding van hemelvaart. Dit bewys dat ons 'n drie-enige God aanbid. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Want as hulle nie drie persone was nie, weet ek nie hoe sou dit uitgewerk het nie, want Jesus Christus, die Seun, het teruggekeer na die Vader en hy die Trooster gestuur wat die Heilige Gees is. So ek glo nie Jesus Christus het na homself toe teruggegaan en dan weer homself gestuur nie. Daai sou nie vir my sin gemaak het nie. Maar dit wys vir ons dat God drie persone is, maar nog steeds een in wese.
En Hemelvaart het dit vir my ook om bewys. En ja, daar's 'n woord, drie-enige God, wat ons opgemaak het. Ons het dit opgemaak, mense het dit opgemaak, drie-enige God of Engels Trinity, kom nie in die Bybel voor nie. Maar vir my interessante ding is, die persoon wat dit uitgedink het, was 'n kerkvader gewees met die naam van Theophilus van Antioch. En hy het dit die eerste keer, die woord, soos ons nou sal sê, die drie-enige God, hy was nou obviously Grieks gewees, hy het nou nie Afrikaans gepraat nie, maar hy het eers net wat gepraat van die drie-enige God of Trinity, en hy het dit die eerste keer in 180 AD gebruik, duisende jare terug. Ek meen, dis lank terug, dis nie net, dit is wat 150 jaar na Christus gelewe het, min of meer, as ek nou so vinnig moet somme doen. So ons moet besef, die woord drie-enige God staan nie in die Bybel nie, maar ek weet hoekom hy dit gedoen het, want dis moeilik om aan iemand te verduidelik. Om vir iemand te verduidelik, ons God is 3 persone, maar hy is nog steeds een in wese. Dis moeilik vir ons verstand om dit te verstaan, so ek kan verstaan hoe hy dit probeer verduidelik het, om te sê dis 'n drie-enige God. So ek verstaan sy prinsip wat hy probeer oordra het aan die mense, so dis hoekom het hy nou dit 'n woord of 'n naam gegee om dit te kan beskryf. Maar selfs net in dit is vir my 'n bewys dat Jesus Christus en God in geheel werklik God is. Want ek persoonlik dink, omdat ons nie God kan verstaan nie, en dit werklik sy grootheid, die Engelse woord ken ek beter, hy sê, ons kan nie God komprehend nie. Ons breine is te klein, ons het peanut breintjies, so ons kan nie daai grootheid van God verstaan nie, dis hoekom partykeer maak hierdie drie-enige God nie vir ons sin nie. Maar dit in itself wys vir my dat God is, want as ons klein peanut breins God kon verstaan het in totaliteit, in sy almag, sou hy 'n werklike God gewees het om te kan aanbid, as ons ou klein peanut brein om werklik kon verstaan het. So dit in itself, dat ons nie die grootheid en almag van God se wese kan verstaan eers nie, wys vir my dat hy werklik die God is, wat ons moet aanbid. Wat beteken hemelvaart nog vir ons? Jesus is ook nou ons hoëpriester, en tree onophoudelik in vir ons by God die Vader. Of julle so vinnig 'n skrif lees in Hebreërs 4, vers 14 en 16, wat sê, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Jy sien, volgens die boek van Hebreërs, as jy nou bietjie lees, veral hier van hoofstuk 5 af, sê dat Jesus Christus ons ewige hoëpriester is deur die orde van Melchisedek. En dit beteken dat Jesus dien nie net 'n tydelik as ons hoëpriester nie, maar vir altyd, hy tree vir altyd vir ons in by God die Vader. Jesus het sy eie bloed geneem na die ware versoendeksel in God se teenwoordigheid en dit vir ons vir vergifnis van sonde aangebied. Dit beteken dat Jesus voortdurend vir ons pleit en ons help om in 'n regte verhouding met God te bly. Hy tree elke oomblik van elke dag vir ons in. Want dis hoekom hy gekom het om my verhouding te herstel en ek dink nou aan 'n woord, maintain, onderhou. Hy onderhou daai verhouding tussen ons en God. Amen, dit is so wonderlik. Ja, en dit beteken ook, dit is 'n koninklike priesterskap. Met ander woorde, Jesus is nie net 'n priester nie, maar ook 'n koning wat sy mense lei en beskerm. Dit is 'n ewigdurende rol wat hy vervul en daarom kan ons as gelowiges met vertroue na God toe gaan, omdat Jesus altyd vir ons intree. Is julle met my?
Dit maak nie saak hoe sleg jy is of was nie. Dit maak nie saak hoeveel keer jy geval het nie. Jesus Christus bly vir jou intree by God die Vader. Maar ons moet net op regte hart na God toe gaan. Soos ons ook gelees het, Jesus was ook 'n mens gewees, net soos ons, en hy moes dieselfde versoekinge verdra en weerstaan waardeur ons gaan. En dit is wat mense partykeer vergeet. Dis hoekom hy mens geword het. Want hy kan met homself eenselwig, maar hy sou ook nie kon perfek gewees het as hy nooit versoek was soos ons nie. Hy moes dieselfde probleme gehad het as ons. Want as hy dit nie kon weerstaan, hoe moet ons dit weerstaan? So hy moes kon gewys het, dit kan gedoen word. Maar wat vir my mooi is, dit is hoekom kan hy homself nou vereenselwig met ons. Hy weet waardeur ons elkeen gaan. Jy dink jy so Sondag, raai wat? Hy het daai selfde probleme op 'n tyd gehad. Hy het dit net weerstaan. Maar gelukkig vir ons, of geseënd is ons, sal ek sê is die regte woord, dat ons nou Jesus Christus het om ons te bekragtig, want uit onsself uit sal ons dit nooit kan doen nie. En daarom verstaan hy altyd waardeur ons gaan en daarom is hy altyd daar vir ons, net soos 'n pa altyd daar sal wees vir sy kind. Is Jesus Christus ook daar vir ons. En toe ek aan dit dink, toe dink ek dadelik aan my eie pa. My pa was 'n streng man gewees. Hy het my broers meer pakslag gegee as ek. Ek is die laatlam, so hy het bietjie gekalmeer toe ek haar aangearriveer het. En maar hy was nog steeds kwaai en ek het my fair share gekry. En maak nie saak hoe streng hy was en of hy nou perfek was of nie, was hy die een persoon wat ek geweet het, as die pop op die fan straik, het ek altyd na hom toe gehardloop en ek het gesê, hoor hierso, ek het nou regtig probleme en dan was dit nie vir my 'n probleem gewees nie, snaaks genoeg, en dit was daai tyd snaaks genoeg, maar toe ek nou my eie kinders begin kry het, toe begin ek dit verstaan, hoekom my pa so is. Ek self glo ek, party sal seker sê ek is 'n streng ouer, ek dissiplineer my kinders, ek glo dit om hulle met respek en dissipline groot te maak. En mense sal dink ek is kwaai of wat ook al, maar my vrou kan partykeer haar kop vir my skud. Abby was eendag klein, ek vertel hierdie storie en Abby vat 'n koppie, maar sy speel, maar sy gooi ons TV se skerm. Baie mooi kunswerk gewees. En hulle was toe bang om vir my te sê, ek was eers kwaad gewees oor dit, né? Jy sien, dit is 'n ding wat ons, en ek dink dit is soos wat ons moet besef, hoe God ook met ons is. Hy sal altyd daar wees vir ons, in daai moeilike tye. Wanneer ons na hom toe gaan met 'n opregte hart en sê, Here, ek het U nou werklik nodig, ek is nou in die moeilikheid, Here, ek het nie 'n ander uitweg nie. En selfs as ek deur die hele Bybel lees, is dit vir my altyd wanneer jy op jou laagste is, wanneer God vir jou deurkom. Dis wanneer jy op daai punt kom wat jy nie meer menslike planne kan maak nie. Jy nie meer selfplanne wat nie iemand anders jou kan help nie. Dan sal God altyd vir jou deurkom. So moet jy net hemelvaart sien as iets wat in skietkundig geskiedenis gebeur het nie. Jy moenie dink dit het geen impak laat dit nog geen meer impak op ons het nie. Ons is nie vandag hier net omdat dit 'n ritueel is wat ons hou en probeer gelowig wees of wat ook al jy dit wil noem nie. Ek is hier vandag en ek moet sê, dis iets wat ek regtig in my hart gevoel het, mense afskeep en ek het gevoel, dis nie vir ons reg om dit aan te hou afskeep nie, en dis hoekom ek hier is vandag, want ek het besef, my God leef. Al moet ek alleen vandag hier gestaan het, so ek het nog steeds gedoen het, omdat ek weet my God leef en wat hy vir my kom doen het. En dit is wat vir my so kosbaar is vandag. En ek wil nou net afsluit met dit en sê, vandag vier ons die hemelvaart van Jesus Christus. Die dag toe hy teruggegaan het na God die Vader, om aan sy regterhand te gaan sit. Dit beteken nie dat hy ons nou alleen gelaat het nie. Nee. Hy het vir ons die Heilige Gees gegee om ons te lei en te help. En daarom moet ons aanhou glo, aanhou hoop en aanhou die lig van Jesus bring waar ook al ons gaan. Mag ons elke dag lewe soos Jesus ons geleer het, vol van sy krag, vol van sy liefde en weet dat Jesus Christus oorwin het. En laat ons dit sal altyd onthou wanneer ons aan die hemelvaart dink. Kom ons bid saam.
Here Jesus, ek wil weer eens net vir U dankie kom sê, Here, ek kan nooit vir U dankie genoeg sê wat U vir my al kom doen het as 'n mens nie, maar wat nog van dit vir die hele mensdom, Here. Here, dankie dat ons weer vanaand kan kom besef het wat so groot impak U gehad het, Here. Selfs net met een gebeurtenis waar U teruggegaan het na die Vader toe, Here, het dit so groot impak, implikasie, Here, want die rol wat U speel, daar is geen groter rol as dit nie, Here, want U is die koning van die konings en die Here van die Here, daar's niemand groter as U nie, Here. En ons weet U is by die Vader en U regeer oor alles, U hou alles in stand, Here. Here, my gebed is weer eens vandag, Here, dat mense sal begin besef dat U die God is, Here. Dat U alles geskape het, Here, en dat U dit tot U geskape het, vir U geskape het, Here. Laat elke mens sal besef, U het ons geskep om 'n verhouding met ons te kan hê, Here. Dat U elke persoon wat U is en wat U kyk lief het, Here. Meer lief as wat enige persoon hulle ooit sal hê, Here. Here, mag U in elke persoon se hart werk vandag wat hierdie boodskap sien, Here, laat ons opnuut besef hoe lief U hulle het. En laat niks en niemand hulle ooit uit U hand uit sal kan ruk, wanneer hulle lewe vir U gee nie, Here. Ons kom vanaand as 'n liggaam in U, as 'n gemeente, as kinders van die Allerhoogste God, Here, en ons bring U al die lof, eer en aanbidding. En ons sê vir U dankie daarvoor, Here, in die naam van Jesus Christus. Amen en amen.